Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Welkom almal, is lekker om almal hier te sien vanaand. Ons gaan nie, ek dink nie ons gaan besonder lank besig wees vanaand nie. Ons wil graag 'n bietjie tyd los om weer vrae te doen soos in die verlede, maar ook om 'n bietjie saam te bid vir die verkiesing wat opkom Woensdag. Dit is 'n belangrike week in ons land. En ons het gister by die kerk gedink oor gebed en ons wil graag, terwyl ons saam is, wil ons graag bid vir ons land en vir die verkiesing. En so ons wil kyk of ons op die einde 'n klein bietjie tyd daarvoor kan los. Soos wat ek gesê het, nou het ons in die laaste tyd, so hierdie is ons 3de week by mekaar. Ons kyk na die boek You're a Theologian, vir die wat dalk nog nie weet nie, ek dink meeste weet dit op hierdie stadium. So vanaand is ons laaste keer wat ons by mekaar kom, ons kom 3 keer by mekaar, dan gaan ons weer terug na ons Ligpunt gesinne toe, en dan gaan ons weer in die tweede helfte van die jaar die volgende 3 hoofstukke saam doen, en dan vroeg in volgende jaar die boek klaarmaak. En so dis die plan, as dit die Here se wil is dit ons plan. En so ons kyk vanaand na the Doctrine of Revelation, en hulle gebruik 'n baie interessante illustrasie eintlik daar. As jy mooi daaroor dink, is dit 'n baie goeie illustrasie. Is daar iemand in die vertrek wat nog nie The Sixth Sense gesien het nie? Ek gaan dit vir julle reëneer. Ek gaan dit vir julle ook reëneer. So die, nee, moet asseblief nie jou ore toedruk. Dis as jy klein is, as jy onder 10 is, mag jy jou ore toedruk. So The Sixth Sense is 'n fliek waarna hulle verwys, is 'n Bruce Willis fliek, en hy is 'n sielkundige. En wat hy doen, is hy stap op pad met 'n kind, wat sê dat hy dooie mense sien. So die kind se probleem is dat hy dooie mense sien. En die hele fliek deur is Bruce Willis sy sielkundige wat hom help om te dink oor hoe om, kom binne Jake, skryf jy iets om te drink en dan kom jy. En ander Jakes en Sinai is lekker om julle hier te hê. En so die Bruce Willis is die sielkundige wat die seentjie help hoe om te dink oor die dooie mense wat hy sien. En die hele fliek deur dink jy hy help die seentjie. Maar dan op die ou einde dan besef jy Bruce Willis is die een wat dood is en die seentjie is besig om hom te help. En so op die ou einde sien jy dat alles wat jy gesien het is anderster as wat jy gedink het. Dit is 'n totale perspektiefverandering op die realiteit soos wat jy dit beskou die hele storie deur. En so ek dink die Bybel is soortgelyk. So die manier waarop hulle dit hanteer, hulle sê, hoe weet ons wat ons weet? Hoe weet ons wat waar is? Hoe weet ons of ons werklik vir God ken? Hoe kan ons met sekerheid sê dat ons perspektief op die lewe is akkuraat? En so, hulle gebruik die boek op 'n effens anderste manier, maar vir my is dit nogal 'n baie kragtige illustrasie van as ons nie die Bybel gehad het nie, sou ons perspektief op die lewe heeltemal anders gewees het. Ons kyk na die lewe op een manier en ons sien een realiteit. Maar die Bybel verander die realiteit van hoe ons die lewe beskou. Totaal en al en radikaal. En so dis belangrik vir ons om te besef hoe kosbaar die Bybel vir ons is, want ons het as Christene ondergaan ons daai radikale perspektief verandering. En so ek het gedink is 'n baie behulpsame illustrasie, maar nou, so die vraag bestaan, hierdie is wat ons vanaand na gaan kyk, so hoe kan ons vir God ken? Ons gaan inzoom op algemene en spesiale openbaring, dan gaan ons dink oor wat doen die Bybel, en dan gaan ons saamgesels. En so, hoe kan ons vir God ken? Hoe is dit moontlik vir ons as mense om God waarlik te ken vir wie hy is? Ek dink, omdat ek nie die hele tyd wil praat nie, draai dalk na die persoon langs jou toe, moet asseblief nie meer as 3 mense wees nie. Maar gesels met die persoon langs jou en dink maar net, hoe kan ons vir God ken? Hoekom ken jy vir God? Hoe is dit dat jy vir God leer ken het? Gesels dalk 'n bietjie daaroor, en as ek net vra dat 1 of 2 mense sê, hoe kan ons vir God ken? Yes, ons gaan definitief daarby uitkom. So, dankie. Dit is baie behulpsaam. So, ons kan God ken want hy openbaar homself in sy skepping.
en hy moet homself openbaar vir ons om hom te kan ken. So daar's baie gelowe wat sê of daar's maniere van dink of denkstelsels wat sê jy kan 'n geheime kennis ontdek of 'n spesiale openbaring op 'n manier vind, of jy kan God soek of deel word met as verskillende filosofieë oor hoe mens een kan wees met God. Maar om werklik vir God te kan ken, moet hy homself aan ons openbaar sien, en daarom die Doctrine of Revelation. Dis hoekom ons na vanaand se gedeelte kyk. Enigiemand anderster of gaan ons aanbeweeg? Dit was behulpsaam, beide van julle, dankie. So hierdie is wat die Westminster Confession of Faith sê, van 1643 tot 46. En hierdie is wat, is Rudolf, nee. Hierdie is wat jy gesê het, Rudolf. Although the light of nature and the works of creation and providence do so far manifest the goodness, wisdom and power of God as to leave men inexcusable, yet are they not sufficient to give that knowledge of God and of his will, which is necessary unto salvation. Therefore it pleased the Lord at sundry times and in diverse manners to reveal himself and to declare that his will unto his church. En so wat die Westminster Confession sê, is presies wat jy gesê het. In die natuur kan ons God sien, sodat ons sonder verskoning is. Maar meer was nodig om hom te kan leer ken op 'n manier wat ons tot verlossing kan kom. En so dis die twee maniere wat ons nou gaan kyk. Algemene openbaring is dit wat almal kry wat in die natuur is, en spesifieke openbaring, dit wat ons in Jesus kry en dit wat ons in God se woord kry. En so algemene openbaring wat Rudolf ons beskryf Wayne Grudem so. En hierdie is eintlik baie interessant. Dit is eintlik 'n bietjie meer as wat in die boek staan. So general revelation comes through observing nature. So dis wat die boek hoofsaaklik op fokus. Through seeing God's directing influence in history. So soos wat ons sien hoe God se beloftes tot vervulling kom, of soos wat God die westerse samelewing gevorm het rondom die woord van God, kan ons inkyk op dit en sien hoe God betrokke is in die samelewing. So almal kan dit sien, of hulle dit nou erken of nie, is besides the point, maar almal kan dit sien. Dis deel van general revelation. Okay, ek gaan net weer voorbegin. General revelation comes through observing nature, through seeing God's directing influence in history, and through an inner sense of God's existence and his laws he placed in every person. En so inner sense of God's existence is die gedagte wat in Prediker 3 is. Daai idee van God has set eternity upon the hearts of men. Dis daai gevoel wat binne in ons almal is, dat ons kan net nie bevredig word nie. Hierdie wêreld bied ons baie, maar hierdie wêreld bied ons nie wat ons hart se diepste begeerte is nie. Ons het 'n begeerte vir meer. En dit is nie net ons nie, dit is nie net Christene. Christene weet God is die antwoord op daai begeerte. Maar almal in die wêreld het daai diep begeerte, ander teoloë beskryf dit as a God-shaped vacuum of a God-shaped hole. Dis daai sens wat deel is van algemene openbaring. En dan Romeine 2 praat van die law wat op almal se harte geskryf is, wat ons standaard is waartoe ons onsself probeer hou. So of jy nou 'n Christen is of nie, jy probeer jouself tot 'n sekere jou gewete probeer tot 'n sekere standaard te hou. En so dis ook deel van algemene openbaring. En hier's wat die Bybel vir ons sê oor algemene openbaring. So algemene openbaring beteken God maak homself bekend in sy skepping. En so Psalm, pragtige Psalm 19 vers 1 en 2 sê, "The heavens declare the glory of God, and the sky above proclaims his handiwork. Day to day pours out speech, and night to night reveals knowledge." In Handelinge 14 gaan hy sien ons ook hoe wie dit geskryf. Lukas praat van God se betrokkenheid by sy skepping. En so Handelinge 14 sê, in past generations he allowed all nations to walk in their own ways, yet he did not leave himself without witness, for he did good by giving you rains from heaven and your fruitful seasons, satisfying your heart with food and gladness.
En so God openbaar homself aan die mensdom, aan die hele mensdom, deur vir hulle te voorsien. En selfs die idee dat kos ons bevredig en gelukkig maak, is deel van God se algemene openbaring in die samelewing. So is vir my 'n baie bemoedigende en interessante punt. En so hierso Romeine gaan verder om te sê dat die waarheid wat ons kan sien onderdruk ons. Dit wat ons kan sien van God in die skepping onderdruk ons sondige natuur. En so Romeine 1 vers 18 sê, "For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who by their unrighteousness suppress the truth. For what can be known about God is plain to them, because God has made it plain to them. God has shown it to them. For his invisible attributes, namely his eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world, in the things that have been made. So they are without excuse." En so, dis die toestand van die mens. Ons is onder God se oordeel, omdat ons in ons sonde rebelleer teen hom, en selfs al behoort ons in die natuur hom te kan sien, en sy hand te kan sien, en hom te kan eer vir wie hy is, doen ons dit nie as gevolg van ons sonde. En so, hier is hoe ons dan optree. Ons aanbid ander goedes, ons aanbid nie die skepper nie, ons aanbid ander goedes van nature. So for although they knew God, they did not honor him as God or give thanks to him, but they became futile in their thinking and their foolish hearts were darkened. Claiming to be wise, they became fools and exchanged the glory of the immortal God for images resembling mortal man and birds and animals and creeping things. En so maak dit sin, as julle rondom julle kyk, in hierdie verkiesingsweek, maak dit sin van ons samelewing, van hoe die mensdom is. Ja, ek dink ook so. Ek dink ook, dit is die hartseer toestand van ons samelewing. En so, later gaan ons bietjie dink oor die van ons wat spesiale openbaring ontvang het. Ons kan nou op 'n ander manier na die natuur kyk. Ons kan nou sin maak. Ons wat die Bybel het, kan op 'n ander manier na die natuur kyk, en ons gaan geleentheid gee om geleenthede te deel waar jy in 'n sekere sin 'n ontmoeting met God gehad het, omdat jy sy hand in die natuur gesien het. En so, ek gaan nie met julle in 'n groepie sit en dit met julle kan deel. En so, ek wil graag die laaste, of 2 sulke insidente met julle deel, wat die ene wat vir my die meeste uitstaan, dit was toe ek op teologiese skool was in die Kaap, het ons een oggend gaan surfski by Gordons Bay, en ons het om die punt geroei, net voor sonop het ons begin roei, en ons het om die punt geroei na Royals toe, op surfski is daai lang wit goed is wat so op die water, op die duinings gly, en dan ry jy redelik lekker op die see, en as jy nie baie goed roei nie, en die son kom op agter die berge, en hy breek so deur die wolke, en hy skyn so op die water, en jy besef hoe klein jy is in die grote oseaan, en jy sien die almag van die see, en die berge, en die sonsopkoms, en jy voel die endorfine, dan besef jy hoe groot God is, en hoe klein jy is, en hoe wonderlik dit is, dat hy in ons belang stel, en dat hy vir ons omgee, en dat hy lief is vir ons. En so, general revelation is 'n wonderlike ding, met die hulp van special revelation, want ons kan sin maak van dit. Ons kan anders na die natuur kyk, omdat ons besef wie God is. En so, baie dinge maak sin, omdat general revelation sin maak. So, ons kan wetenskaplik vooruit beweeg as 'n samelewing, omdat general revelation 'n openbaring is van 'n ordelike God. So die rede hoekom maar patrone is wat ons kan optel, wat ons kan gebruik om mee te boer, of wiskunde werk uit, want daar's 'n ordelike skepper agter die wêreld, en so wiskunde tel op, en so ons kan allerlei wetenskaplike goedes doen, en so al daai goedes, kan 'n Christen baie maklik vir jou sê, dis omdat God daar is. Dis hoekom, maar iemand anders sal dit nie noodwendig raak sien, as hy nie special revelation ontvang het nie. En so, spesifieke openbaring, ek gaan nie die ander storie vertel nie, julle kan my vra later, oor die mees algemene een van
'n aanbiddingsgeleentheid wat ek God in die natuur raak gesien het. En dankbaar was vir sy goedheid. So 'n spesifieke openbaring, die aanhalings wat nie verwysings het nie is uit die boek uit. So die res van die aanhalings dink ek omtrent is uit die boek uit. En so hierdie is wat wat Jen Wilkin en J.T. English sê. Hulle sê, while all humans receive general revelation of God through his creation, only some receive special revelation. It is special in the sense that it has a specific audience, believers, and a specific purpose, salvation, and everything that comes with that. God reveals knowledge sufficient for salvation in Christ and in the scriptures. So daar's twee spesifieke openbarings, in Jesus en in sy woord. So hier is die tekste wat spesifieke openbaring doen. So God openbaar homself aan ons in sy seun. So he's the image of the invisible God, the firstborn of all creation. So kom ons stop net gou daar en dink net vir 'n oomblik daaroor. As iemand jou vra, hoe is God? As ons nie die Bybel gehad het nie, dan sou jy gesê het, weet nie, wat sou ons gesê het? Moeilik om te ken, moeilik om te bevredig, weet nie. Maar omdat ons die Bybel het en ons het 'n beskrywing van wie Jesus is en ons het die oordrag van die apostels van wat Jesus gedoen het, kan ons met baie sekerheid sê wie God is. Want ons kan kyk na Jesus. Ons kan kyk na Jesus en sien dis hoe God is. Hy is wys, hy is selfopofferend, hy is genadig, hy is liefdevol, hy is magtig. Sy woorde skep. Daar's 'n klomp goeie soos wat ons na Jesus kyk, wat ons kan sê, dis hoe God is. En in die boek doen hulle 'n interessante ding om te sê, daar's 'n onderskeid baie keer in mense se gedagtes tussen, ons het dieselfde punt by die drie eenheid bespreek, maar daar's baie keer dink mense, daar's 'n verskil tussen die God van die Ou Testament, wat 'n idee het van 'n God van, ja, hy's 'n skepper, maar hy's kwaad vir mense. En dan in die Nuwe Testament is Jesus anderster. Hy is liefdevol en hy lê sy lewe neer vir ons. Maar die punt is, nee, ons het een God in drie persone en Jesus is 'n perfekte prentjie van hoe God is. So as Jesus sy lewe neerlê en liefdevol is en versoening met ons najaag, dan is dit presies hoe God is. Dit is special or specific revelation. En dan Hebreërs maak hierdie punt oor Jesus is 'n baie soortgelyke punt. Long ago, at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets, but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, through whom also he created the world. He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of his nature. And he upholds the universe by his word of power. En so die punt wat die skrywer van Hebreërs hierso maak is, in die verlede het God op verskillende maniere spesifieke openbaring aan ons gedoen, deur die profete en in drome ensovoorts, maar hy het meer spesifieke en finale woord in Jesus aan ons gekommunikeer, sodat ons nou sonder enige twyfel is oor hoe God is. Want Jesus is 'n finale woord aan ons oor wie God is. En so hy is die radiance of God's glory. Hy is, he upholds the universe by the power of his word. En so dis kragtig om te dink hoe God homself in Jesus aan ons openbaar. Dan, so ons het gedink oor algemene openbaring, ons het gedink oor spesifieke openbaring, spesifiek in Jesus, en dan oor die Bybel. En so die Bybel wil ek graag weer nie die hele tyd die enigste een wees wat praat nie, en so draai dalk weer na julle groepies toe, ek gaan nie spesifiek wees oor hoe groot nie, maar gesels gerus oor wat is die Bybel. As jou kind vir jou vra, wat is die Bybel, wat sê jy sê, en as jou kollega, Jaco het nou gaste hier van Oman, wat dalk nog nooit die Bybel gesien het nie, en nou sien hulle hom daar lê in Jaco se huis, hoe sal julle die Bybel verduidelik vir iemand anderster? Hoe sê hulle verduidelik wat is die Bybel?
En dan sal ek graag wil hoor van die kant van die vertrek af, wat jou Pel gesê het wat goed was. So 5 minute oor die Bybel. Ek hou baie van wat jy sê daar, ja. So, ja, dit is, so hier sit Zak, en Zak is 'n mens. As hy bestaan, hy bestaan of hy bestaan nie, en hy het of 'n opinie en 'n persoonlikheid en 'n lewe of nie. En dis dalk nou nie die duidelikste illustrasie nie, maar as God bestaan en dis die manier wat hy gekies het om met ons te kommunikeer, dan is dit of alles of niks. Dit is, jy kan nie net 'n paar van die goedes vat wat hy vir jou gesê het nie, want jy vat hom of jy vat hom nie. Jy weet, as dit God se kommunikasie aan ons is. En so, ja, ek het baie van, ek weet nie of my illustrasie sin maak nie, maar ek dink dit is 'n algemene probleem dat mense sekere goedes kies en ander goedes los van die Bybel, maar dit is nie, as die Bybel 'n openbaring van God is, dan moet jy hom vat of los. Jy weet, dit is, ek stem met jou saam. Ja, dis 'n baie goeie punt. Right, kom ons kyk wat sê JT English en Jen Wilkin oor wat die Bybel is. En dan kyk ons wat sê die Bybel self, wat die Bybel is. So, hulle twee sê, the Bible is a collection of 66 books written across approximately 1500 years by more than 40 different authors. The fact that its message is consistent and has withstood the test of time is evidence of its miraculous origins and nature. En dan kom ons kyk wat sê die Bybel van homself. So, hier is nou, ek dink wat die wet vir ons beskryf het, so die Bybel is, hier is 'n opsomming en dan gaan ons in die detail ingaan, 'n klein bietjie vinniger. En so, die Bybel is deur God breathed out by God. En so dit beteken, dis God se kommunikasie aan ons. Ek kan nie met julle praat sonder om lig oor my stembande te laat gaan nie. En so dis al die punt. God praat met ons deur sy woord. Dis deur God geïnspireer, nie op die manier wat Picasso geïnspireer was om 'n prentjie te teken nie, op die manier wat hy is die een wat agter dit staan. Dis sy kommunikasie aan ons. En dan die goedes waarna ons gaan kyk is authoritative, so julle het hopelik blaadjies op julle stoele wat die Afrikaans daarvan het, so is gezaghebbend, is necessary, die woord van God is noodsaaklik, dis inerrant, dit is foutloos, dit is sufficient, dit is voldoende, is infallible, dit is betrouwbaar en dit is clear, dit is verstaanbaar. En so dis wat die Bybel van homself sê, en ons gaan vinnig kyk na 'n paar versies wat dit sê. So die Bybel is God se woord aan ons. 2 Timoteus 3, hierdie is, as jy vir 'n kind wil verduidelik wat die Bybel is, hier is die versie om na toe te gaan. 2 Timothy 3, 16 and 17. All scripture is breathed out by God. En hier sê ook vir ons waarvoor die Bybel is. Profitable for teaching, reproof, correction and training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. En so die Bybel is God se kommunikasie aan ons, om ons in staat te stel om te train in righteousness, dis wat ons probeer doen hier, sodat ons toegerus kan wees vir al die goeie werke wat ons moet gaan doen. En so dis wat die Bybel van homself sê vir ons. 2 Petrus sê die volgende oor die hoofsaaklik die aard van die Bybel, maar dis baie mooi gestel. So, and we have the prophetic word more fully confirmed, to which you will do well to pay attention as to a light shining in a dark place, until the day dawns and the morning star rises in your hearts. En so dis so 'n mooi manier om te dink oor ons lewe in 'n duister wêreld. Eintlik, mense wat nie die Bybel het nie, het 'n donker, hopelose bestaan, maar ons wat die Bybel het 'n lig wat skyn in 'n donker vertrek, en ons hou vas, ons het daai lig totdat die morning star in ons hart opkom, totdat Jesus terugkom, het ons hierdie lig. Okay, knowing this, first of all, that no prophecy of Scripture comes from someone's own interpretation, for no prophecy was ever produced by the will of man, nie 'n regte prophecy nie, 'n fake prophecy natuurlik, maar 'n Bybelse prophecy was never produced by the will of man, but God spoke
but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. En so God kon enige manier gekies het om met ons te kommunikeer. Hy het gekies om so met ons te kommunikeer. Hy gebruik mense en hy stel hulle in staat om sy woord aan ander mense te kommunikeer. En dis hoe God gekies het om homself te openbaar. Eendag kan ons hom vra hoekom hy het so gedoen het. Maar dis hoe hy sê hy aan ons gekommunikeer het. Deur sy woord, deur mense in staat te stel. Ek dink dis 'n baie praktiese manier om met ons te kommunikeer, want mense verstaan mense. Mense gebruik mense taal en so as mense met ons praat, kan ons verstaan. As God met ons sou praat uit die hemel uit, sou dit vreesaanjaend wees, soos wat baie ouens wat dit gehoor het weet. Maar ook hierdie is 'n maklike manier vir ons om te verstaan wat God vir ons sê. En so die Bybel is geïnspireer deur God. The doctrine of inspiration maintains that the original manuscripts are the very words of God. En so wat hulle daar bedoel met original manuscripts is die Grieks en die Hebreëus is God se oorspronklike woorde. En so daar kan hulle gee maar net toe dat daar kan vertalings effense nuance verskille wees van die oorspronklike na Engels of Afrikaans. So dis al wat hulle daar acknowledge. Maintains that the original manuscripts are the very words of God, that all parts of Scripture are equally inspired, and that every text also was written by a human author. Put simply, every biblical text has two authors, a human author and a divine author. The book is both human and divine. So die Bybel is geïnspireerd. En daaruit vloei die volgende eienskappe van die Bybel. Is gesaghebend. The Bible, having God as its divine author, shares in God's authority. It has the right to govern us in all matters of faith and conduct, and it holds the final authority of life and godliness. En so dis 'n baie belangrike punt in 'n wêreld waar ons as sondaars self wil besluit wat reg en verkeerd is. Onthou wat die sonde in Genesis 3 was. Ons het bevraagteken of God werklik goed is, of ons voorouers het bevraagteken of God werklik goed is, ons wou self besluit wat reg en verkeerd is. En so die woord van God is die gesag in ons lewens, dis God se stem in ons lewens. En so ons harte wil nog steeds self besluit wat reg en verkeerd is, maar God se woord is die authority. So is gesaghebend. Die woord van God is foutloos. John 17 sê, sanctify them in your truth, your word is truth. As God se karakter tentoongestel word deur sy woord, dan kan sy woord nie anderster as sy karakter openbaar nie. So as God geloofwaardig is sy woord geloofwaardig. As God nie kan jok nie, kan die Bybel nie die waarheid aan ons kommunikeer nie. John 14:17 say, and I will ask the Father, and he will give you another helper to be with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive because it neither sees him nor knows him. You know him, for he dwells with you and will be in you. En so ons is nou al na die uitstorting van die Heilige Gees, en so hy is nou al by ons. En so the Spirit of truth help ons om die waarheid van die Bybel te verstaan. Die Bybel is onfeilbaar, dit beteken is betroubaar. En toe Lukas 1, die konteks van Lukas 1:37 is Elizabeth wat beloof is dat sy 'n kind sal hê toe sy al oud was en eintlik onvrugbaar was haar hele lewe lank. En so dan sê hulle hierdie, for no word from God shall ever fail. Dis toe hulle nou sien sy is swanger. So God's word will never fail. Dis betroubaar. In Psalm 33 vers 4 sê, for the word of the Lord is upright, and all his work is done in faithfulness. Die NIV sê, it is trustworthy. En so God se woord is onfeilbaar. Ek probeer 'n bietjie vinniger te beweeg vir tyd so onthaalwe.
Ja, so hierdie is 'n nice opsomming. So what the Bible calls good is good, and what it calls evil is evil. What it promises can be trusted, and what it relates of history actually transpired. What it predicts will come to pass. Wonderlike ding van die Bybel is betroubaar. Die Bybel is noodsaaklik. The Bible is necessary for our salvation because it gives us the story of redemption that culminates in Christ, by whom we are saved. The Bible is necessary for our sanctification because it shows us how those who are saved in Christ should live, making known to us the path of life. En so, die Bybel is noodsaaklik vir ons verlossing en die Bybel is noodsaaklik vir ons heiligmaking. Die Bybel is voldoende. Dit beteken, ons het dit gesien in 2 Petrus 3, die Bybel is wat ons nodig het vir life and godliness en om elke goeie werk te kan doen wat ons wil doen. So dis wat die Bybel van homself sê. En dan die Bybel is verstaanbaar. Nou hierdie is belangrik, regardless of our gender, age, experience, education or cultural background, the Holy Spirit has breathed out the Bible for everyone. This does not mean that all texts are equally easy to understand or that it is easy to understand the Bible as a whole, but where there's lack of clarity or where lack of clarity is experienced, the deficiency lies with us, not with the Word. En so, as ons sukkel om die Bybel te verstaan, dan is die probleem nie dat die Bybel nie duidelik is nie, die probleem is dat ons sondige natuur sukkel om dit te begryp. En so is dit die Gees nodig om ons te help om dit te verstaan. Kom ons antwoord in die groot groep terwille van tyd. Kom ons antwoord in die groot groep, wat doen die Bybel? So 2 Timoteus 3 het al reeds 'n klompie goed is gesê, skree sommer net uit, wat doen die Bybel? So ons het gesien, die Bybel is 'n openbaring van God aan ons, en dan wat is die doel van die Bybel? Yes, thanks Jan. So, Jan sê, die Bybel onderrig ons hoe om te lewe volgens God se wil. Yes, dit bring ons tot verlossing. Ja, so die Bybel openbaar Jesus se verlossingswerk aan die kruis en ons sodat ons in 'n verhouding met hom kan staan. So hy bring ons tot verlossing, ja. Great, yes, Rudolf. Ja, so as ons God werklik wil ken en met hom wil relate, dan het ons nodig om sy karakter te ken en te weet hoe hy is, sodat ons in 'n verhouding met hom kan staan. Ja. Right. Dankie. Dit is baie mooi. So wat die wet sê vir die wat dit dalk nie gehoor het nie, die Bybel verander ons. Die Bybel maak ons meer soos Jesus. En so hier is net 'n vinnige opsomming. Die Bybel gee ons lewe soos wat John gesê het. Die Bybel maak ons meer soos Jesus, soos wat die wet gesê het. Dit help ons om God te ken soos wat Rudolf gesê het. En dit kom ons sê maar dis wat jy gesê het, Jan. Dit lei ons en werp lig op ons pad. Okay. Laaste woordjie voor ons in ons groepies gaan opbreek. So hierso is wat die psalmdigter sê van die Bybel, wat baie bemoedigend is. Miskien kan iemand anders dit vir ons, toe Max sal vir ons lees, ek het die mic. So Psalm 119 van vers 97 af. Oh, how I love your law. It is my meditation all the day. Your commandment makes me wiser than my enemies, for it is ever with me. I have more understanding than all my teachers, for your testimonies are my meditation. I understand more than the aged, for I keep your precepts. I hold back my feet from every evil way, in order to keep your word. I do not turn aside from your rules, for you have taught me. How sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. Through your precepts I get understanding. Therefore I hate every false way. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Mag dit waar wees van ons almal. Mag ons almal dit sê, omdat ons tyd in God se woord spandeer. Mag ons God werklik ken, soos wat die psalmdigter hom ken. Hierso is
4 vrae om in die groepies te bespreek. Julle kan in groter groepies wees as julle wil. So, hierdie is wat ek van gepraat het aan die begin. So, what personal experience have you had with general revelation? So, het jy al enige ervaring gehad van waar jy God in die natuur ervaar het? Describe the most worshipful moment you've had in nature, or the most worshipful non-man-made place you've ever been. Dan tweedens, what of the 7 attributes of Scripture is easiest for you to understand and affirm? So dis op jou bladsytjie. En dan, which is hardest and why? Derdens, as you read this chapter, what additional passages of Scripture came to mind which support the doctrine of revelation? So ek sal eintlik graag verhoor wat julle daar sê. En dan laastens, how has your relationship with the Bible drawn you into a deeper relationship with God? What passages are most precious to you and why? Kom ons vat ons het tegnies 7 minute. So kom ons sluit, ek gaan maar bid en afsluit en dan kan julle in julle groepies die bespreking doen en as julle klaar is kan julle bid vir die verkiesing vinnig ook asseblief as al 'n oombliekie is en dan kan julle dan kan ons ook maar gaan. Ek wil julle nie op 'n tyd hou nie en ek wil nie beperk as mense in 'n goeie gesprek is nie. So julle is welkom om tot 8:00 toe aan te gaan as julle wil. Of julle is welkom om te sê good night. Right, kom ons bid saam. Vader, ons dankie dat U 'n God is wat U self aan ons openbaar. Ons dankie vir die manier waarop U dit doen. Ons dankie vir Jesus, ons ouer broer wat verstaan wat ons lewe behels en wat dag vir dag vir ons intree by U. Ons dankie vir U Gees wat ons herinner van die waarheid van wie Jesus is en wie U is en wat ons moed gee en hoop gee en krag gee en wat ons help om U kommunikasie aan ons te verstaan sodat ons U waarlik kan ken op 'n diep hartsvlak. Vader, ons dankie dat U 'n liefdevolle Vader is. Ons dankie dat U omgee vir ons. Help ons om oë te hê om U raak te sien. Help ons om U raak te sien in die natuur. Help ons om U beter te leer ken in die woord. En help ons om, soos wat David gesê het, mense te wees wat meer soos ons Skepper word, omdat ons tyd spandeer aan sy woord. En so ons prys U vir U woord. Ons dank U vir U genade en die manier waarop U Uself in ons openbaar. En gee ons asseblief 'n ware liefde vir U woord. Maak dit soet in ons mond, soos die psalmdigter sê. Maak U woord aan ons kosbaar, omdat U vir ons kosbaar is. Ons vra dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.